Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie aand, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir die woord van God. Dankie vir die krag wat daarin is. Ek bid, Vader, terwyl ons om die woord sit, dat u Gees vir ons hierdie woord oopbreek, dat ons sal snap wie en wat ons in die evangelie is. Draers van die beeld van God, draers van die evangelie. Vader, ek bid dat die salwing van God hierop rus en die juk breek by die een van hom wat luister en wat in geloof vanaand die woord vat. Here, dat elke vorm van um, weerstand vat ons gesag oor. Ons neem gesag oor elke gedagte. Ons neem gesag oor jou en jou gevange tot gehoorsaamheid aan die woord van God. Onderwerp jou daarin in Jesus naam. Gaan hieruit, bly hieruit. Die woord van God sal seëvier. Die salwing van die Gees van God breek die juk. En ek wil bid, Vader, as daar iemand is wat luister, wat krank is in die liggaam, dat die salwing daai genesing doen, soos God alleen het kan doen, in Jesus naam. Amen. Goed. Ons gaan so effens aansluit by laasweek. Daar's net iets wat in my gees geval het. En julle sal sien die tema was gewees be enriched. Ek dit net voor gou kry en dit duidelik voorlees. To be enriched by him in all speech and all knowledge. Nou goed, dit beteken eintlik en hierdie is wat in my gees is. En op 'n stadium het ek beleef dat die Gees van die Here ek wil amper sê praat met my druk op my af 'n ding oor ons identiteit wanneer dit kom by die evangelie. Baie van ons is miskien skaam of bang of dink jy kan 'n fout maak of dink jy wat van as jy 'n fout maak of rondom baie mense se identiteit as dit kom by ambassadeurskap rondom die evangelie is geaffekteer deur hierdie ding van wat van as ek verkeerd is, wat van as ek nie goed genoeg getuie is, wat van as ek die verkeerde goed sê, wat van as jy die regte goed sê. Maar goed, ek gaan vanaand vir julle wys wat die woord sê rondom die hele ding van getuie wees en wat ek van myself moet dink daar rondom. Maar die idee is, as ons verstaan hoe God ons sien as getuies, hoe die woord ons beskryf, en jy dit kan snap en vat en opneem, kan jou geestelike vertroue en selfvertroue die hoogte inskiet en verander en vir jou iets maak en resultate bring dat jy vorentoe gaan in God en daai vrees verloor van wat van as ek wat van as ek is nie 'n goeie getuie nie of ek is skaam of wat ek al, maar hierdie is wat God sê hoe hy dit sien en hoe hy ons sien en natuurlik het dit 'n invloed op die resultaat. En hierby wil ek insluit man en vrou wat getuies is teenoor mekaar. Ons is baie in die huis of in die familie en dit gaan goed of daar's uitdagings of wat ook al. Wat se goed sê ons vir mekaar? Hoe getuig ons teenoor mekaar? Dit bepaal die vlak van geloof in die huis. En julle weet as 2 of 3 saamstem oor 'n saak, dan sal God hulle gee die begeertes van hulle hart. Maar hulle moet ook saamstem. En dis belangrik dat ons weerbaar is teen hierdie ding van die bose kom en maak die een hopeloos of mismoedig en dit of trek die ander een af of sit die ander een af
Wat is my stand rondom getuie wees, sodat ek 'n resultaat kan kry wat positief is? Goed. Efesiërs 1 vers 3. Ek wil dit as 'n basis lees. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ. Hierdie skrifgie sê 'n mondvol. Dis 'n skrifgie wat ons baie al gelees het en ken. Blessed be the God, dit beteken, as Paulus skryf en hy sê, blessed be the God, dan beteken dit wat God gedoen het, is gedoen. Dis finaal. Dis die moeite werd om hom te dank daarvoor en om hom te verheerlik daaroor. Geseënd is God, want hy het dit gedoen. Wat gedoen? Ons gaan nou kyk. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. 'n Vader is iemand wat gee, beskerm, voorsien, seker maak daar's genoeg. Of our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ. Luister, ons het al baie vir mekaar gesê, dinge gebeur eers in die hemele, dan manifesteer dit op aarde. Nou, as jy jou geloof vanaand wil sterk, moet jy hierdie skrifgie snap. Geseënd is die God, met ander woorde, dankie Vader dat u dit klaar gedoen het. Who blessed, verlede tyd, who blessed us with every spiritual blessing. Every, as die Bybel sê every, dan bedoel hy alles. Every spiritual blessing in the heavenlies in Christ. Met ander woorde, ek hoef niks te gedoen het nie. God die Vader het, omdat Jesus die prys vir hierdie seëninge betaal het, het hy dit gevat en binne in my en jou gedeponeer, en ek en jy moet dit in die geloof ons eie maak. Geestelike seëninge beteken goed wat die hemele oopsluit. Onthou julle die skrifgie van waar die Here gesê het, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En later het hy gesê, en ek sal aan jou gee die sleutels van die hemele. Wat jy op hierdie aarde oopsluit, sal in die hemele oopgesluit wees. Wat jy op die aarde bind, sal in die hemele gebonde wees. Ons het daai reeks van what you bind on earth shall be bound in heaven gedoen. Julle kan dit op die YouTube kanaal kry. But if God blessed us with spiritual blessings in the heavenlies, it means that let thy kingdom come is in my en jou se bereik. En by kingdom come bedoel ek, soos wat dit voor God aanvaarbaar is, of voor God sou wees, rondom my uitdaging of my behoefte. Hy het ons geseën met daai geestelike seëninge. Vat dit nou en maak dit jou eie. Somstyds kom 'n antwoord lank nadat ons gebid het. Of as jy aanhoudend bid, somstyds is dit dadelik. Maar die prys is betaal vir dit om in jou skoot te val. Die seën is uitgespreek oor daai prys wat betaal is en oor die seëninge wat ek en jy nodig het. Vat dit nou vanaand en sê, ek gaan hier opstaan en my houding rondom die geestelike vermoëns en seëninge wat God gegee het vir my, waarvoor Jesus betaal het vir my, gaan ek vat en dit my eie maak. Goed, dis die fondasie. Ek wil kom by my en jou identiteit, as dit kom by, wat sê God van my en jou rol?
rond in die evangelie. Ons gaan na 1 Korintiërs 1 toe. Nou goed, as die Here ons geseën het met geestelike seëninge, dan beteken dit ook, ons kan dit uitdeel. Alright? If God gave you blessings, if God gave you money, if God gave you wealth, if God gave you something that you can touch, it means you can take it and move it, or hand it over, or pass it on, or give it. It is the same with spiritual blessings. Listen to my wording. In the flesh, we touch stuff. In the spirit, we also take hold of stuff by faith, but we take both. In the flesh, you take. You take with your flesh. In the spirit, you take by faith. By accepting that God gave it to you. By confessing that He's given it to you. And by dishing it out or applying it in your life. All right. 1 Korintiërs 1 vers 3. Grace be to you. Why does he say grace be to you? It is to provide for in case you and I make a mistake. We're talking about being the witness that God is looking for to change somebody's life. Grace be to you. In other words, if I made a mistake, it's okay. There is grace for you. Grace be to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Verse 4. I thank my God always on your behalf for the grace of God given you in Jesus. That in everything, all right, let's add this to the scripture in Ephesians 1. He blessed us with all spiritual blessings. Now decide for yourself whether you're going to take hold of it by faith, make it your own, confess it every day. Whenever you think of it, whenever you get to the challenge, you have a spiritual blessing. Decide for yourself. Are you going to take it as such or not? That in everything you are enriched by Him, in all speech and in all knowledge. Okay. Now I'm getting to the part where you and I act as witness or as channel of God, as instrument of God. You've been given all the spiritual blessings. You've been given the spiritual, that which is needed, dit wat nodig is, waarvoor daar 'n behoefte is, rondom jou, in jou wêreld rondom jou. En dan sê hierdie skrif, in everything you are enriched by Him, in all speech and in all knowledge. Now, as jy die geestelike seëninge het, wat ander nodig het, by geestelike seëninge bedoel ek genesing, wonderwerk, krag van God, manifestasie van die salwing van God se gees, ensovoorts, ensovoorts. As dit nodig is, waar jy wandel of beweeg, of wat ook al. Right? En God kom en hy sê, you have been enriched. Jy's mildelik van dit voorsien. In all speech and knowledge. Met ander woorde, jy het kennis van dit wat God vir jou gedoen het. Van dit wat God klaar voorsien het. En jy het sy seën, sy vermoëns, sy ability het jy ontvang in speech, dan beteken dit hierdie geestelike seëninge
Hierdie geestelike seëninge kan jy uitstuur oor jou situasie, kan jy uitstuur in die lewe van iemand anders, kan jy uitstuur net waar ook al dit nodig is. OK. Ek hoop eers gaan daar 'n lig op vir iemand wat gedink het ek kan nie instrument van God wees nie. Julle sien, oor die jare het die bose dit reg gekry om die mens te laat glo in sy onvermoë, in sy vermoë om nie te kan nie, in sy vermoë om sulke beperkte vermoëns te hê dat hy nie werklik instrument van God kan wees nie. Jy het die geestelike seëninge. God het vir jou spraak gegee. Hy het vir jou kennis gegee en ek gaan nou verduidelik hoe. Wat hy nou sê is gaan en laat dit vry. Laat dit uitkom. Spreek dit. Lê jou hande op. Sê in Jesus naam. Breek die bande. Breek die jukke. Nou hier's 'n ding wat by my gekom het terwyl ek oor hierdie ding bepeins. Die Here Jesus het die disippels geroep en hy het vir hulle gesê, ek gee vir julle die mag om slange en skorpioene te trap. Hy het vir hulle mag gegee oor die bose. Right? Maar dit was nie nodig om vir hulle mag te gee om getuies te wees nie. Hoor julle? Al wat hy gesê het is, ek sal met julle wees. My gees sal met julle wees. Met ander woorde, die krag, die boldness, die bron van die boldness, die bron van die krag, die bron van die salwing, sal met julle wees. Nou tap in by daai bron, sodat die kennis oordrag, sodat die woorde oordrag, sodat die blessings, dit wat jy moet uitgee, geaktiveer en gesalf kan wees. Alright? So as ons hierdie skriffies alles bymekaar gooi, dan sien ons eintlik dit wat ek glo ek nie kan doen nie, is nie skrif nie. Met ander woorde, iemand lieg vir my. Met ander woorde, iemand het my al die jare mislei. Ons almal weet wie dit is. Dis die bose wat nie wil hê dat jy instrument in die hand van God moet wees nie. Dat jy instrument in jou huis moet wees nie. Dat jy instrument van God oor jou eie situasie moet wees nie. Want die seëninge van God word van ons gesteel as gevolg van die gedagte aan ek kan nie of ek weet nie hoe nie. Nou skryf Paulus vir die hele gemeente van Korintiërs. Hulle het nie eers 'n kursus gedoen nie, hoor. Hulle het tot bekering gekom. En Paulus het nie, hulle het nie eers 3 maande, 6 maande kursus gedoen nie. Paulus sê vir hulle, you have been enriched. Nou ek gaan vir julle sê wat die woord enriched beteken. Ek wil dit net vinnig kry hierso. Die Griekse woord vir enriched is die woord plethos. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit beteken abundance or overflow. Now, if we reach this scripture, verse 5, that in everything, not some things, in everything you are enriched. In other words, you have abundance. You have an overflow of what he gave you. In all speech and in all knowledge. Now, here's the trick. You have been enriched by him. Some people get the feeding, get the nourishment, hear the word, hear the revelation. It's explained to them. And it gets to their mouth and they spit it out. Or they don't swallow it. They don't eat it. They don't meditate on it. They don't make it their own. As jy in die woord wil leef en die woord wil hê die woord moet 'n krag wees in jou lewe, moet jy dit vat en dit eet
en laat dit jou voeding wees. Kan ek dit bewys? Ja. So vroeg as Genesis, toe Israel trek, eintlik Exodus, toe gee die Here vir hulle kwartele manna, en hy sê, hy het vir hulle goed gegee, want hy wou kos wat nie by hulle bekend is nie, hy wou kyk wat's in hulle harte, want die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Wil jy deurbrake hê? Wil jy soos 'n deurbraak instrument van God voel en gebruik word? Verstaan dan vanaand hierdie. You have been enriched. You've been given an overflow of everything, all spiritual blessings in your speaking and in all your knowledge. Now, if we go back to Isaiah 11 verse 2, you'll see the Bible speaks of the spirit of knowledge, the spirit of revelation in the knowledge of Him. You need the Holy Ghost, and you need to draw the Holy Spirit in with this relationship, into this relationship, to obtain knowledge, spending time intimately in the Word and with the Holy Ghost in intimate relationship. Geef jou ervarings met God, belewennisse met die Woord. En wanneer jy dit eet, dis hoe God jou enrich, by preaching, teaching the Word, revelation, intimacy with God's Holy Ghost. Then you can put it over into words, and you have now obtained knowledge through that intimacy, through the Word, and when you speak it against situations, the spiritual realm responds. How do I know that? Because the Bible says in the scripture we read in Ephesians 1 verse 3, you've been blessed with all spiritual blessings in the heavenlies. So if you and I want to change the situation in the heavenlies, we need to have a relationship with the Holy Ghost, encounters with the Holy Ghost, ondervindinge, ervarings met die Gees van God in intimiteit met die Woord, en doen wat 1 Korintiërs 1 vers 5 sê, spreek dit en weet dit, all speech and knowledge. Weet julle wat? In Johannes 8 sê die woord van die Here, die bose is 'n leienaar. En dit sê, hy het geen waarheid in hom nie, ensovoorts. En daar's 'n gedeeltetjie wat sê, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. In die Aramees sê hy, die waarheid wat jy ken, sal jou vrymaak. Now, if we put it all together, as ons al hierdie skriffies saamgooi, God het in die hemele voorsiening gemaak vir my deurbraak. Hy het ons gebless met alle geestelike seëninge. Yes, a challenge is a challenge. And sometimes it takes a week and sometimes a day. But if I want to change and shift and move things in the heavenlies, I have to understand what my position is, that God has placed me in. Al is ek jonk bekeer, dit maak nie saak nie. Hy het vir my die hemele, geestelike seëninge in die hemele gegee. 1. 2, ek moet deur my verhouding met God, my ervarings met God, kennis van God en die woord wat ek opdoen, moet ek spreek in all speech, vers 5, sodat Job 22 vers 28 waar word wat sê, and it shall be so that when I declare something, it shall be established. 1. Understand that the heavenlies have been prepared with all the blessings for you and me. 2. God has given us an overflow, abundance of everything in our speaking and in knowledge, on condition that we allow the Holy Spirit, I'll show it to you now, to make
to be in a relationship of intimacy with me. Read the word and take the word and speak the word. Gooi al hierdie goed saam. And get to the scripture that says, and the truth that you know, die waarheid wat jy ken, sal jou vry maak. Al hierdie goed wat ons nou gepraat het oor, is die waarhede, die resep, die blueprint van hoe om goed in die hemele te skuif. And to be the true enriched witness, disciple of God. Baie mense dink, ons kom tot bekering, dan is dit verby, hou net 'n bietjie koers, totdat as jy nou eendag nie meer hier is nie, dan sê by God, nee man, wat van die mense wat geraak moet word deur jou lewe? Kom ons gaan na 1 Korintiërs 1 vers, 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 1 vers 3, dan wil ek by vers 5 stil staan. Vers 5 sê, that in everything you are enriched by him, in all speech and in all knowledge. Goed. En dan Jesaja 11 vers 2, ons het dit genoem, and the Spirit of Jehovah shall rest on him. Now, if the Spirit of Jehovah rests on Jesus, it also rests on you, because it's one of the blessings. It's the gift of God. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of Jehovah. Knowledge of what? Knowledge of God, knowledge of who he is, knowledge of his character, his love, en sy same en meewerking, sodat die geestelike seëninge my kan toeval. Sodat wanneer ek uitdagings het, ek kan sê, maar ek het geestelike seëninge, en ek het kennis van dat dit nie God se wil is, dat ek onopgeloste probleme en situasies moet hê nie, en ek spreek dit aan in die naam van Jesus Christus van Nazareth. I've been given an abundance of speech and boldness, volgens 1 Korintiërs. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 1 vers 21 toe. For since in the wisdom of God, the world by wisdom did not know God, it pleased God by the foolishness of preaching to save those who believe. Wat ek wil fokus op is die gedeelte wat sê, for since in the wisdom of God, the world by wisdom did not know God. Listen, we can get as clever and educated as we wish. It can never, never surpass encounters and the power of and with God. To study God in books does not reveal him. To have intimacy with God through the Holy Ghost and encounters with God through the Holy Ghost gives me the truth of who God really is. However, I can read and I can study and all those things, and it will be add-ons and good add-ons. But that which gives the breakthrough is the Spirit of God, according to Isaiah 11, that rests upon you. Wat ek en jy moet besef, is ons is reeds in die posisie geplaas, waar ons die hemele kan ontsluit, seëninge vat, en het is in ons mond, en ons het 'n oorvloed in ons gees, want die bron van al hierdie oorvloed, wat het aktiveer is die Heilige Gees. En as ek 'n pad met hom stap, kan ek sê, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, hierdie berg sal hom in die see werp. Daar's 'n skrifgie wat sê, sal hierdie, watter berg sal voor hom stand hou? Wanneer dit kom by getuie wees vir God, instrument wees vir God, het die kerk in 'n staat verval van mellowness, waar hulle so aanhoudend sê, dis, ek kan nie regtig nie, of sommige sê, dis nie vir my nie. Ek en jy is die hand van God op hierdie aarde.
Die Here Jesus gaan nie weer terugkom om weer te kom sterf nie. Hy het dit een keer gedoen en dis klaar. Van hier af tot sy koms is dit ons en die Gees van die Here. 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 10. It is written, eye has not seen nor ear heard, nor has it entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us by his Spirit. For the Spirit searches all things, yeah, the deep things of God. As jy al ooit in jou lewe op 'n punt gekom het, waar jy nie weet wat om te doen nie, ons almal was al daar. Het jy al ooit na die Gees van God toe gedraai en gesê, Heilige Gees, hierdie Bybel sê, U ondersoek die diep dinge van God. U weet wat is sy wil. Maak dit vir my oop, openbaar dit aan my, laat my dit verstaan. Gee vir my hierdie openbaring. Het jy al ooit die Gees van die Here vertrou met die antwoorde wat jy en ek nodig het? Baie van ons doen nie. Want ons is nie bewus van die feit, omdat ons hom nie sien met ons oë nie, dat hy eintlik reg langs my en jou loop, elke dag, heeldag. Maar die Gees van die Here verlang dat ek en jy hom moet betrek, om situasies te verander, om die getuie te wees wat God wil hê, en om die geestelike seëninge, wat klaar voorbetaal is, wat vir ons gegee is, te help vat in die geloof. 1 Korintiërs 2, ek gaan na vers 11 toe. For who among men knows the things of a man, except the spirit of man within him? So also, no one knows the things of God, except the Spirit of God. Nou, as dit so is, dat ons geseënd is met alle geestelike seëninge, dat ons oorvloedig in ons gees ontvang het, enriched, in ons gees en in ons spraak, en dit so is dat hierdie skriffie sê, dat die Gees van God ken die hart van God, dan het ons mos nou die bron van alle openbaringe wat binne in ons bly en met ons is. So die diep dinge van God, die wil van God, die krag van God, die salwing van God, is vir ons om te ken, om te beleef, om vir onsself te vat as ons eie en van toepassing te maak op elke uitdaging, elke situasie. It's a matter of taking it and believing it and speaking it. Baie van ons sê, ek het nie hierdie vrymoedigheid nie. Ja, man. Dis die waarheid, vir so lank as wat ek en jy dit sê. As die woord sê, dit is klaar vir ons gegee, dan bedoel hy eintlik, die Gees van die Here wat met my en jou is, wat binne in ons woon, staan reeds reg, om daai boldness, daai spraak, los te laat. Gaan net, vat dit, en doen dit, in Jesus naam. 1 Korintiërs 1 vers 5 het ons gelees, en ek gaan net vinnig terug soontoe. That in everything you are enriched by him, in all speech and in all knowledge. Witness. Eintlik behoort niemand te sê ek kan nie preek nie. Want dit gaan nie oor preek nie. Dit gaan oor kanaal wees waardeur God kan praat. Dit hang af van my en jou bereidwilligheid. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 2 vers 16. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Die Griekse woord vir mind is die woord nous. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit beteken way of thinking. And the way of thinking determines
the way of acting and the way of responding, excuse. For who has known the mind of the Lord, the Holy Ghost, that he may instruct him? We have the Holy Ghost, but we have the mind of Christ. And because we have the Holy Ghost in us and with us, we have the way of thinking of Christ. Gooi dit saam met hierdie, you have been enriched in all knowledge and speech. Then I can say, Holy Ghost, this challenge, this situation, what do you say? And in the name of Jesus, under inspiration by faith of the Holy Ghost, I speak against the situation. I take the blessings that God has paid for and given me and make it my own in this matter. And if I understand the scripture, it says, so shall my word be. It shall not return to me void. Ek praat nie van rooi Ferraris en Lamborghinis nie. Ek praat van dit wat God verheerlik. As God 'n oplossing en 'n deurbraak gee, deur sy woord, deur jou as instrument, dan is dit om hom te verheerlik. So if anything we achieve will glorify ourselves, it is 10 to 1 not going to work. And it's not from God. Johannes 4 vers 10 sê, ek wil vinnig teruggaan na 1 Korintiërs 1 vers 5. Hy sê, in everything you are enriched by him, in all speech and in all knowledge. All right? Johannes 4 vers 10. Johannes 4 vers 10 sê, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is that says to you, give me to drink, you would have asked him, and he would have given you living water. En later sê die woord, hierdie sal word 'n fontein van lewende water wat uit jou binneste vloei. Ek wil net julle aandag hier op vestig. If you knew the gift, and the gift in this context is referring to the Holy Spirit and Jesus. The word in Greek for gift is doron. It means it's a free and unearned blessing. And the Bible describes the crucifixion and the death of Jesus and the Holy Spirit as the gift of God, which we did not earn, but received by grace. Now, if we add all the scriptures together that we have discussed, and we get to the fact that the gift or the Holy Spirit has been given to us as a gift that will saturate us, but sal maak dat daar lewende water uit jou binneste vloei, and you have been enriched in the process in all knowledge and speech, it means that inside of you is something that can enrich somebody else's life and change a situation, because the price has been paid for all the spiritual blessings. From where I stand, you are a mighty instrument in God's hand. Accept it tonight. Take it, make it your own, and move in that boldness. You are filled with the Holy Spirit if you serve God. You are filled with speech. Start speaking. And in case you say you can't talk like Moses, het God vir Moses iemand gegee wat namens hom sou praat. You know what? The Holy Spirit inside of you, inspiring you to inspiring your speech, is the power that you need to change the situation. Want ek en jy kan nie met boeke kennis lewegewende woorde spreek nie. Dit is deur vol te word van die woord en encounters, ondervindinge met God en sy gees, wat ons vol gemaak word, wat ons laat oorloop, and your speech is filled with that,
And that can change lives. Ek gaan afsluit hier met 1 Tessalonisense 5 vers 19. Daar's 'n skrifgie wat sê, die Here Jesus sê vir die Fariseërs toe hy die duiwel uitdryf en hulle vir hom sê, hy doen dit deur Beelzebul, toe sê hy vir hulle, as jy teen my laster, sal jy vergewe word. Maar as jy teen my gees laster, teen die gees van God, sal jy nooit vergewe word nie. En ek het baie al gewonder, hoekom as jy teen Jesus laster, teen God laster, kan jy vergewe word? Wat is dit wat die gees van God maak dat die Here Jesus sê, teen hom laster jy nooit? Dis onvergeefbaar. En die gedagtes wat ek, die slotsomme wat ek bygekom het. Jesus het gekom en hy het die straf van die aarde gevat, van die sondaars, die marteling, die bespotting, die lastering. Dis die prys wat hy kom betaal het, vir my en jou sonde. Maar die gees van God was 'n gawe. Ons het dit nie verdien nie. Ons het die Here Jesus se dood ook nie verdien nie. Maar die gees van die Here het niks gedoen wat hom strafbaar maak, of wat maak dat hy verdien om gelaster te word nie. Die Here Jesus was ook sondeloos, ek weet dit. Maar die gees van God is vir my en vir jou gegee as 'n gawe, as iets uit die hand van God uit, wat spesiaal is, as 'n krag wat dinge laat gebeur. En soos wat hy vir die Jode gesê het in die trek, hy sê, you have vexed my spirit. Hy gee sy gees. En wanneer 'n mens teen hom laster of sondig, dan is dit soos om die hand te byt wat vir jou voer, die hand te byt wat vir jou voorsien. En daai hand is 'n persoon. En dis by God ontoelaatbaar. En 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, quench not the spirit. Die woordjie quench in die Grieks is 'n woord wat, ek gaan dit probeer uitspreek. Sbenumi. It means to hinder, or to put out as you put out a fire. Met ander woorde, om te verhinder en in die pad te staan van, en om te blus, dood te maak, soos wat jy 'n vuur blus. En die woord sê, blus die gees nie uit nie. Wat 'n gees? Daai gees binne in jou, daai vuur binne in jou. Moenie dat dit uitgeblus word nie. Weet julle hoe word dit uitgeblus? Deur dat die lewe en die bose het reg gekry om baie mense onder die indruk te bring. Hulle is nie die instrument van God nie. Of hulle kan nie. Of God kan hulle nie gebruik nie. Of al daai goeders. Die laaste tyd deel die Here baie met my oor die laaste dae in 'n mens se aanwendbaarheid. En wanneer jy tot bekering kom en daar is daai vuur wat in jou brand, sê die Here, moenie dit uitblus nie. Dis my gees wat dit daar sit. Deur dit uit te blus, deur dit 'n stadige dood te laat sterf, deur passiwiteit of so, beteken dat jy eintlik my gees verhinder, dat jy hom teenstaan. En as ek gaan in 1 Korintiërs 1 vers 26, hy sê, for you see your calling, brothers, that not many wise men, according to the flesh, are called, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. You know what? This scripture says, be available, be the extension of God's hand as you are, because you have been deposited and given inside of you and with you the source of boldness, enrichment,
and lots of speech. Let it go. The world needs it. The people around you needs it. The sick ones around you need it. Vat hierdie geestelike seëninge wat God vir jou gegee het in hemelse plekke. En as jy weer by iemand kom wat siek is, en jy weer by iemand kom wat geestelike hulp nodig het, staan en laat hierdie geestelike seëninge uitkom. You have enough boldness inside of you, en jy sal agterkom hoe die boldness groei wanneer jy jou mond begin oopmaak. En jy sal agterkom dat jy wyser word wanneer jy jou mond begin oopmaak. But fill yourself with a source every day of the knowledge and revelation of God, the Holy Spirit, deur close fellowship. Amen.